Goeienaand almal. Kom ons begin en ons vra vir Dominee Jimmy, nee, Dominee Janine Bevelem-Wanders om vir ons te open asseblief. Andries, ek doen dit graag. Ek lees vir ons vanaand uit Kolossense 3 en ek lees vir ons vanaf vers 12. Ek lees vir ons uit die boodskap vertaling. God het julle gekies. Julle is sy spesiale mense in die wêreld. Hy is baie lief vir julle. Daarom moet julle die klere aantrek wat by julle pas. Jy moet baie vir ander mense omgee en gaaf met hulle wees. Wees op jou plek en moenie te veel van jouself dink nie. Moet ook nie ongeskik met mense wees nie, maar hanteer hulle mooi. Gee mekaar 'n kans sonder om mekaar met kritiek uitmekaar te skeur. Kyk ook by mekaar se foute verby. Die Here het immers by julle foute verby gekyk, daarom word niks minder van julle verwag nie. Tussen die klere wat God vir julle gegee het, is daar 'n kledingstuk wat alles perfek afrond. Jy moet dit altyd en oral dra. Hierdie kledingstuk is die liefde. As julle mekaar liefhet, leef julle presies soos God dit wil hê. Liefde hou julle naby aan mekaar, soos julle veronderstel is om te wees. Dit moet ook vir julle baie belangrik wees om die vrede wat Christus vir julle gegee het, tot elke prys te bewaar. Julle moet dit met mekaar, as julle met mekaar begin vassit, maak juis dan die keuse vir die vrede van Christus. Om die vrede te bewaar is belangrik, want God verwag van julle om soos een saam te werk. Hy wil geen dwarsstrek hê nie. Moenie vergeet om altyd vir God dankie te sê vir al hierdie dinge nie. Jesus se boodskap moet in julle lewe wees wat 'n bouplan vir 'n bouer is. Dit moet die plan wees vir alles wat julle doen. Daarom moet julle nie tevrede wees voordat julle alles weet wat Jesus vir julle wil leer nie. Leer mekaar wat reg en verkeerd is. As iemand 'n fout maak, help hom reg. Gebruik ook psalms en ander liedere om dit te doen. Sing uit julle hart uit, want met hierdie geestelike liedere sê julle ook vir God dankie. Laat ek saamvat. Jesus moet uit julle hele lewe uitstraal. Of julle praat of iets anders doen, Jesus moet daarin gesien kan word. Julle lewe moet een groot dankie vir God wees. Dit kan alleen so wees as julle alles doen asof Jesus elke tree saam met julle gee. Ek lees vir ons net tot sover hierdie gedeelte uit die woord van die Here. Ek lees hierdie mooi gedeelte wat iemand sê 'n onderwyser het vir elke leerling in die skool 'n ballon gegee. En toe met die opdrag dat hulle die ballon moet opblaas en dan hulle naam daarop moet skryf. En toe het sy die ballonne gevat en sy het alles so in die gang van die een groot gang van die skool al hierdie ballonne losgelaat. En toe het sy vir die kinders gesê, goed, julle het 5 minute om elkeen julle eie ballon te gaan kry, weer te gaan soek, nadat sy hulle alles nou de mekaar gemaak het. En in daai 5 minute kon nie een kind hulle eie ballon kry nie. Na 5 minute sê sy toe, goed, kry 'n ballon, vat enige ballon, dan gaan soek jy die kind wie se naam op daai. En binne 5 minute het elke kind hulle eie ballon gehad. En die punt van die storie was wat sy wou maak is om te sê dat die ballonne is soos geluk. Wanneer jy jou eie geluk ten alle koste najaag, dan bly dit jou ontduik. Maar wanneer ons vir mekaar omgee en ons help mekaar, dan kry jy jou eie geluk
as ons vir mekaar omgee. So sal ons eie geluk ook vind. En dit sluit dan aan as mens kyk na hierdie teksgedeelte van vanaand, as 'n mens kyk na al die mekaar woorde wat ons gehoor het in hierdie teks, om vir mekaar lief te hê, om vir mekaar om te gee, om vir mekaar daar te wees. Dit is wanneer ons betekenisvol leef, wanneer ons omgee met deernis vir mekaar daar is. Mag dit 'n geseënde aand ook vanaand wees. Kom ons bid saam. Ons troue Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir so 'n mooi aand wat vir ons gereël is. Baie dankie Here dat ons op 'n besondere manier instrumente ook in U hand kan wees en dat ons Here betekenis in ons eie lewe vind wanneer ons betekenis aan ander mense se lewe gee. Dankie Here dat dit ons een groot doel in die lewe is as kinders van U. En dit is dat ons strewe om al hoe meer soos U te wees, om U hart vir mense te hê, die omgee hart, die hart van liefde, van deernis, en dat ons Here in elke opsig daarna sal streef, dat U meer sal word in ons lewe en ons minder. Mag dit vanaand 'n mooi geleentheid en vir ons elkeen ook verrykend sal wees. Amen. Dominee Dien, vir ons opening, waardeer die woorde wat jy gespreek het vanaand. Ek wil graag vir elkeen wat hier in die vlees teenwoordig is, welkom heet vanaand. Ons is daarom, as ek so vinnig getel het, is ons daarom meer as 20. So baie dankie vir julle wat hier teenwoordig is, en dan is ons 'n hele klomp mense wat virtueel ingeskakel het vanaand. Ons sê baie dankie vir hulle en baie welkom ook aan julle almal. Die ADV voorsitter wat hier is, mevrou Wilna Gates, baie welkom ook aan jou en ander lede van die ADV wat ingeskakel het. En ander lede van ander kommissies en rade wat ook hier is. Dominee Jimmy, vir jou en jou span ook baie dankie by voorbaat so lank en vir al die werk agter die skerms. Ons het gepraat, daar sal later vir die mense wat nie vanaand kan inskakel nie, ek het hele klomp verskonings ontvang vanaand. Eintlik al deur die week, laasweek af en vanaand ook, wat my geskakel het en gesê het, hulle gaan dit nie kan maak nie, maar hulle wil baie graag die opname hê. So dit sal ons reël, Dominee Jimmy, dat as ons klaar is, dat ons dit ook kan beskikbaar stel. Dan aan ons paneel wat hier voorsit, wat vanaand, ons wil hulle kennis 'n bietjie tap vanaand en 'n goeie gesprek met hulle hê en hoor waar hulle betrokke is, en dan ook waar dit gaan oor die huidige persepsies wat ons het oor 'n betekenisvolle lewe. Maar ons gaan hulle nou die geleentheid gee om hulle self bekend te stel, te sê watter werksveld hulle is en dan wat hulle beleef op hierdie stadium van die leef betekenisvol begrip. As ek vanaand moet begin om te praat oor leef betekenisvol, dan moet ons nou sê, waar kom die gedagte vandaan? Waar kom hierdie idee vandaan? Moet ons by hierdie saak uitgekom om dit te kan formuleer en te kan op die tafel sit en 'n gesprek, 'n openbare gesprek daaroor te hou. Dan moet ek 'n hele jaar teruggaan waar ons by die ADV kommissie op 'n stadium gewerk het aan 'n vraelys, en Diaken Hans van der Merwe is vanaand hier en hy was die leier daar gewees. So hy moet eintlik hier daaroor praat, maar hy het vir my die dood vir die oë gesweer dat ek mag dit nie doen nie. Hy gaan dit nie ook doen nie. So die hele gedagte daarom was gewees. Ons het 'n vraelys uitgestuur aan die gemeentes in die kerk om uit te vind hoe vind barmhartigheidswerk plaas. Soos dit maar normaalweg is, en met enige vraelys was die reaksie maar nie baie goed soos ons dit wou gehad het nie. Maar ons het nie
gestop nie. Die ADV-kommissie het aangegaan en weer verder gaan sit en weer gewerk en Hans het vir ons net gesê, ons moet hierdie vraelys op so 'n manier opstel en so 'n manier bewoord dat dit vir mense betekenis kan hê, sodat hulle dit wat hulle doen in hulle lewens, in hulle werk, in die kerk, hulle barmhartigheidswerk, moet 'n betekenis hê vir hulle. En dis die begin van die hele saak van 'n betekenisvolle lewe. En een van die vrae en die wat vanaand inskakel en die diakens wat dalk hier is sal kan onthou dat die laaste vraag in daardie vraelys het gesê as ons dit nou kan verwoord wat ons nou daar geskryf het, was die vraag gewees, het u praktiese voorstelle vir opleiding, toerusting, inligting om u, en dit is nou u is die gemeente en die diakonaat te bemagtig om barmhartigheid te kan bewys, insluitend forme en maniere waarop dit aangebied kan word. En daardie antwoorde wat teruggekom het is verwerk en ons het 'n bietjie daaraan gewerk en geskaaf. En dit is waar die vraag vandaan gekom het, die gedagte van om 'n betekenisvolle lewe te hê. Maar onmiddellik is die volgende vraag daar. En nou moet ek weer vir Hans sê, is hy wat die leiding geneem het, wat gesê het, wat gesê het, hierdie is nie 'n papieroefening. Hoe kom dit op die grond uit? Hoe leef 'n diaken? Hoe leef 'n lidmaat? Hoe leef enige iemand? Sy of haar lewe, dat dit betekenisvol is vir hulle. En dan het ons by die volgende vraag gekom om te sê, maar hoe kan die ADV leiding gee? Hoe kan die ADV na 'n klomp denke, na 'n klomp papierwerk, na 'n hele party vergaderings wat ons maar lank gestoei het, Hans, met mekaar, gesê, hoe begelei ons die kerk en ons diakonaat en ons lidmate om dit wat hulle doen ook vir hulle te kan sê, maar my lewe beteken iets, maar dit beteken ook vir die mens wat ek aanraak se lewe maak dit betekenisvol. En ons is besig met 'n proses. Ons is vanaand hier besig met hierdie webinar. Daar's 'n WhatsApp kanaal gestig, daar's 'n Facebook bladsy gestig. Daar's 'n klomp werk wat nog moet grondvat. Maar ons wil baie graag by ons lidmate, by ons diakens uitkom en met hulle deel oor hoe ons denkproses is, maar ons wil nie alleen dink. Ons wil baie graag ook terugvoer hê van diakens, van kerkrade, van predikante, lidmate om met ons te praat en vir ons te sê. En ons skop net vanaand af. Ons gaan hier begin met ons paneel vanaand om hulle self bekend te stel. Vir ons net kortliks te sê, wie is jy? Watter diensveld is jy betrokke? En hoe beleef jy? Wat dink jy in kort op hierdie stadium? Wat is 'n betekenisvolle lewe? So daarna gaan Dominee Gerard hier aan my regterhand, want hy's die eintlike een wat hierdie hele begrip van leef betekenisvol op die tafel gesit het, na ons klomp denke gehad het. Gaan hy vir ons sy gedagtes vorm en dan word dit 'n gesprek. Dan gaan ek 'n bietjie terug staan. Dan is hierdie paneel en Dominee Gerard aan die gang met mekaar. So julle moet vir mekaar sê hoe julle verstaan. En ek dink hieruit is die gedagtes, want op die einde van die dag wil ons weet hoe gaan ons vorentoe met die hele proses en werk. So ek gaan daarna as hierdie paneelgesprek afgehandel is, gaan ons Wilna, die voorsitter van die ADV, ook so darm so 5 minute begin. Maar vinnige 5 minute weer. So 20:08 se kant het ons gesê wil ons graag begin afsluit. Dan gaan sy net vir ons verduidelik. Volgende jaar se ADV, die 10de ADV wat plaasvind, maar dit is ook vir ons 'n historiese moment in die ADV omdat daar verskywings in die kerkorde kom en die ADV dan ook deel gaan word weer van die algemene kerkvergadering en nie op sy eie heeltemal gaan funksioneer nie.
maar sy sal ons meer vertel van die 10de ADV wat volgende jaar dan gaan plaasvind. So ek gaan hier, en soos my ma my geleer het, dames eerste. Susan, sê vir ons, wie jy watter werksveld is jy besig mee en wat het jy gedink oor leefbetekenis? Van Martin vir jou. Baie dankie. Ek is Susan van Deventer. Ek is betrokke by die DPS-huise. Ek is die bestuurder daar. So September maand het Andries vir my gevra, ek moet iets kom sê. En nou, die wat my ken sal weet, ek kan baie sê, maar is nie baie goed om te sê nie. En ek het gedink, en ek het idees gehad, en iets op die hart gehad, maar ek het gedog, laat ek dit net met my kollegas deel, en met van ons pleegouers deel. En iets wat vir ons uitgestaan het, is tyd. Tyd is iets wat ons almal het. Ons almal word ge-issue met 24 uur op 'n dag. Ongeag wie jy is, waar jy bly, watter kar jy ry, ons het 24 uur. Ons kan dit nie met geld koop nie. En dit, dink ek, is die beste ding wat ons vir ons kinders kan gee. Dis waar ons vir ons kinders leer, hulle maak saak. Hoeveel keer sien ons dit in ons eie huise, wat ons dalk besig is, en ons kind kom vra, mama, ek is net gou besig, ek kan nie nou nie, ek sal nou. En dit laat ons kinders regtig voel, hulle maak nie saak nie, hulle het nie waarde nie. So, ek het so 'n hele ruk terug 'n artikel gelees. In die DPS-huise fokus ons redelik op emosies. Ons werk met stikkende kinders wat uit stikkende huise uitkom, kinders wat nie hulle emosies kan verbaliseer nie. Hulle weet nie wat, hulle kan vir jou sê hulle is gelukkig of hulle is hartseer, dis dit. Hulle kan niks anders sê nie. So ons fokus is redelik op wat is emosies? Gebruik jou woorde om jou emosies te sê. Hoe reguleer ek my emosies? En die artikel was my nogal redelik interessant, want die artikel is nie op getraumatiseerde kinders gedoen nie. So die skrywer van die artikel het gesê, ons kinders van vandag kan nie gesigsuitdrukkings lees nie. En ek was geskok en ek het gedink, nee, dit kan nie wees nie. En ek het gaan terugdink en ek het verder gelees en ek het besef, dit is waar. Baie keer as ons met ons kinders werk, ek gaan 'n voorbeeld gebruik, Boetie kom ingehardloop, mama, ek het dit. En jy's op jou selfoon, wat doen jy? Ek het nou nie 'n selfoon in my hand nie. Het jy al gesien daai blank uitdrukking wat 'n mens het as jy op jou selfoon is? Dit is so, jy het geen emosie nie. Mama, ek het my eerste 3 gedruk. Sjoe, Boetie, dis baie mooi, baie geluk. En dan gaan jy aan om verder te scroll. So, waar lê die fout? Dit kom by ons ouers in, wat nie genoeg tyd aan ons kinders spandeer nie. En ja, dit het my nogal aan die hart geruk, oor die feit dat ons blameer sosiale media. Ons het altyd tyd vir ons fone. Ons het tyd om ons e-posse te lees. Ons het tyd om sosiale media te doen. TikTok, ek weet nie wie van julle doen TikTok nie, maar dit is nog 'n manier om tyd net so te laat vlieg. So, vir ons, as ek terugdink aan my kinderjare, wat onthou ek? Onthou ek die pop wat my ma vir my gekoop het. Vra 'n bietjie vir julleself die vraag af, wat onthou ons? Onthou ons die diervakansie wat ons by die see gehad het? Nee, ons onthou daai familietradisies. Daai om die tafel sit en kuier. Daai skerts om die braaivleisvuur. Daai fort wat jy gebou het saam met jou ouers toe jy 'n kind was, met die tafeldoek en die kombers en die stoele. Ja, ek kan aangaan, die stoei op die gras. Dit is die goed wat ons onthou. En dit is ook die goed wat ons kinders onthou. As ek met ons kinders praat, wat uit die DPS-huise uit is, dan vra ek vir hulle baie keer, wat onthou julle? Dan is dit wat hulle onthou. Die kampe wat hulle gedoen het, die speelietjies, die tyd wat jy met hulle fisies gespandeer het. Dit is die goed wat ewigheidswaarde het. So, tyd het ons dierste kommoditeit geword. Maar tyd kos niks. En ek dink dit is tyd dat ons begin meer tyd, kwaliteit tyd, saam met ons kinders spandeer. En ek dink dit gee vir hulle baie meer betekenis as enigiets wat ons anders vir hulle kan gee. Dankie. Dankie Andries, ek is Maarten van Rensburg, ek is deel van die werkgroep vir armoede. Ja, ons fokus gaan juis oor mense wat nood het en mense wat, ek dink juist die betekenis van die lewe.
so 'n bietjie verloor het weens die impak van die groter lewe. Ek dink sommer nou die dag net daaraan, op hierdie stadium is daar 'n klomp oorloë wat wêreldwyd woed en sommer by ons op die grens met Mosambiek ook. Maar dikwels mis ons die oorlog wat hier in ons midde is, die armoedeoorlog. Daai oorlog wat mense so van 'n kant af elimineer en emosioneel doodmaak. Wat soos ons sê rondom tyd. Ek dink jy's mense wat in daai gat is van niks nie. Hulle mis die menswaardigheid. En by die wegroep armoede, Andries, is juist ons fokus om vir mense betekenis terug te gee. Op klomp maniere. Dink daar's klomp soorte armoede, waarvan emosionele armoede, ek dink een van die grootes is, waar mense depressief raak, in 'n gat val, en hulle voel niks. Hulle voel niks geword nie. En by ons wegroep wil jy so mense help, om weer hulle menswaardigheid terug te kry deur, daar's nog maniere hoe ons hulle help, maar ons sal net op praat oor bietjie. Maar dis ons fokus daai, om bietjie mense weer op te tel en vorentoe in die lewe te sit. Juist dat mense nie bly waar hulle is nie, omdat die lewe, dink ek, so moeilik geraak het. Soos ons DP's huiskinders is juist die gevolg van dit waarmee ons werk, waar families nie meer families kan wees nie, en ons dink, dit moet juist terugkom na daai punt toe, om weer menswaardig te wees, en betekenisvol te voel, en te wees, en te leef ook. So Andries, ja, dit is waarmee ons besig is, by werkgroep armoede. Goeienaand, ek is Christo Pretorius, ek is die dominee van gemeente Pretoria Wonderboom Suid, maar ek dien ook as 'n direkteur op ons tuismonumente te huise se direksie, saam met Gerard en die ander manne en dames. Kan ek dalk 3 of 4 gedagtes met u deel, of eintlik sulke flitsse van die lewe van 'n bejaarde? Ek wil eerstens begin, daar's 'n boekie van 'n Nederlandse teoloog wat nou spesifiek spesialiseer op bejaardes. En hoekom ek dit doen? My gemeente het op 'n stadium seker hier by die 7 bejaardesorghuise gehad. Vleurenwil, Kronendal, Harmoniehof, ons tuis. En dis nogal 'n inspannende werk, want jy gaan van kamertjie tot kamertjie, en daar word van jou geduld gevra, jy moet luister. Baie van hierdie bejaarde mense se kinders is, sommige van hulle is oor see, hulle vereensaam. Maar kan ek 4 gedagtes of flitsse met julle deel? Die een is, ek die dominee waarna ek verwys het, het hy op 'n stadium vir 'n tannie gevra, hoe sien jy jou lewe? En toe is haar antwoord, dominee, my grootste vrees is, wat gaan van my oorbly? En dit sluit aan by 'n tweede verhaal. Per geleentheid het 'n kunstenaar, is hy gediagnoseer met demensie. En hy het die res van sy bestaan, het elke kort 'n selfportret geskilder. En soos 'n kunstenaar nou is, 'n paar strepe en 'n gesig kyk, jy kyk in die oë. Maar met verdrag kan jy sien hoe daardie kunswerke al hoe meer detail verloor. En aan die einde is dit net 'n klomp strepe. Sy hele menswees het weggeraak. Die derde saak wat ek aan julle wil voorhou is, vanuit gemeente Pretoria en ons kerkraad het ons 'n musiekterapeut by ons tuis aangestel wat veral met demensie en Alzheimer mense werk. En sy het per geleentheid het die geneesheer of die streeksgeneesheer gesê, mense se kognitiewe vermoëns raak weg, maar hulle het nog steeds emosie, nog steeds vrees, nog steeds geluk, en op 'n manier kry musiek dit reg om te tap uit daardie ou herinneringe wat by hulle is. Die laaste ding wat ek met u wil deel is, om oud te word is vir elkeen beskore. En 'n mens beleef, daar's veral 3 terreine wat oud word beïnvloed. Een is jou fisiese aktiwiteit. Daar's 'n wat hulle noem 'n longitudinale studie gedoen, met ander woorde is dieselfde mense wat oor 10-20 jaar bestudeer is. In die geval was dit Harvard wat 'n klompie verpleegsters bestudeer het. Hulle het 'n vraelys vir hulle gegee hier in 1986 en 10-15 jaar later toe bel hulle weer die verpleegsters. Vra hoe lyk julle lewenswyse? Wat het gebeur? En al die verpleegsters wat net 15 minute 'n dag gestap het, se verstandelike vermoëns was baie beter as die wat geen oefening gedoen het nie.
Een van die verliese wat 'n mens beleef as jy bejaard word, jou wêreld word kleiner. Maar as jy gaan sit, dan tas dit jou gees aan. 'n Tweede faset van oud word wat 'n mens sien en na kyk is die sosiale netwerke. Dit is ook al oor en oor gewys. Bejaarde mense wat goeie verhoudings het, positiewe sosiale netwerke, kry dit reg om kognitief goed te funksioneer, om 'n goeie gesindheid teenoor ouderdom te hê, om die ouderdom te ontdek as 'n fase in my lewe waar ek ryp word, waar ek ander insigte kry. Trouwens, daar is ook 'n studie gedoen dat mense wat beroerte of hartaanval gehad het, positiewe netwerk, dit verander 'n mens se gesindheid. En dit bring my by 'n voorbeeld en ek wil dit met groot piëteit met u deel. Enkele jare gelede, net na COVID, ek kan haar naam maar noem, maar dit was 'n dametjie, Stine O'Reilly, geen kind of kraai gehad nie. Sterf in ons tuis, niemand wil die liggaam opeis nie, daar's niemand wat belangstel nie. En nie, wat toe op daardie stadium matrone is, bel die diakens en sê, wat kan ons doen? En die diakens gaan, hulle reël die verrassing, hulle reël al die sake. Nou het ons 'n kussie met as in, van Stine O'Reilly. Maar wat die effek daarvan was op die diakens, want hulle het iets gedoen vir 'n mens wat niks het nie. Hulle het 'n mens behandel asof dit is God se mens. En dit het betekenis gegee aan hulle. Ons het God se mens met waardigheid begrawe, waar daar nie 'n kind of kraai was nie. Daai sosiale netwerk, en ek dink dis waar die diakens en gemeentes iemand se waardigheid en menswees kan bou en sê, maar jy's God se mens. Al verloor jy jou identiteit, al raak jy al hoe faaler en al verdwyn jy in die verskiet. Hier's 'n gemeente, hier's Christene wat jou menswees oppas. En dan die laaste aspek wat 'n mens so beleef in die ouete huise en die bejaardesorghuise is eensaamheid. Kinders is besig. Soms is daar slegte verhoudings tussen ouer en kind. En ek sluit hier af met 'n laaste vertelling, sodat jy net sien dalk wat is mense se lewens. Per geleentheid sterf 'n tannie in ons tuis, en ek besoek haar, en sy begin vir my vertel van haar moeder, wat in 1918 'n verpleegster hier was in Arcadia, en in die aand van huis tot huis gegaan het met 'n tassie om die mense wat griep het te versorg. Haar dogter op haar stadium is in Kanada, en ek neem toe die tannie se gesprek op. Ergens het iemand haar onthou, en ergens het iemand haar herinneringe met haar gedeel. Sy het nie sommer net verdwyn nie, sy was nog steeds deel van die gemeente van die Heer. Nou, mens beleef hierdie sake, en mens maak 'n studie daarvan, maar dis nodig dat 'n mens voortdurend met deernis sê, 'n ou mens is nie 'n nuttelose mens nie. Dis 'n mens van God. Dankie, Andries. Baie dankie Andries. My naam is Tinus van Staden, ek is predikant by gemeente Montana, en ek is sameroeper van Trauma Netwerk Suid-Afrika. Kortliks, deur 'n sameloop van omstandighede het ons, is ek afgevaardig saam met Dominee Gerry Senekal, wat ongelukkig intussen oorlede is, om met landbouorganisasie te gaan praat oor die voorkoms van trauma op die platteland. En veral die hulp wat aangebied word. Nou kom ek stel dit in perspektief. Van Januarie 2024 tot Oktober 2024 was daar 114 plaasaanvalle waarin 26 persone vermoor is. Laas jaar was dit 155 plaasaanvalle waar 42 mense gesterf het. Van 1990 af tot nou toe, wat ons op rekord het, is dit net so diskant 3000 sulke gevalle. So kan jy dink die omvang van trauma op die platteland. En nou praat ons net van geweldsmisdaad. Trauma sluit ook in motorongelukke, skietongelukke, kinders wat uit bome uitval en ernstig seer kry en dies meer. So die omvang van trauma in een van die mees gewelddadigste lande in die wêreld is omvangryk. Toe ons met landbouorganisasies begin praat, het hulle dadelik gesê, daar is nie genoeg hulp nie.
verseker nie. So ons het met hulle gaan praat sonder 'n duidelike gedagte wat presies moet gebeur, maar ons het wel die droom gehad dat ons graag iets wil doen. Dit help nie ons skryf net briewe, pastorale briewe en sê ons dink aan julle en dis meer. Dis wonderlik. Ek hou daarvan as iemand sê as ek deur 'n moeilike tyd gaan, ek bid vir jou of ek dink aan jou. Dis belangrik. Maar as dit daar stop, is ons in diep moeilikheid. En diakonie is nog altyd vir my die persone wat doen terwyl hulle vir jou bid. En in daardie opsig het ons toe gesê, maar goed, kom ons begin dink aan 'n trauma sentrum. Die probleem met 'n trauma sentrum is natuurlik dit is gesentraliseerd in die groot stad. Toe ons begin navorsing doen het om te kyk hoeveel trauma beraders daar is in die stede, was ons verstom hoeveel daar is. En ewe geskok oor hoe min daar in die veraf platteland is, presies wat ons vermoed het. So, lang storie kort, ons het toe verskeie vergaderings gehad, meer mense het betrokke geraak by die gesprekke, verskillende landbouorganisasies, burgerregteorganisasies, trauma opleidingsorganisasies en dies meer. En ons het toe besluit om trauma netwerk te stig en uiteindelik het dit uitgeloop op die trauma netwerk app waar ons gesê het, goed, ons sal dit moet desentraliseer om so ver as moontlik hulp vir mense aan te bied waar hulle ook al mag wees. So trauma netwerk het met baie beperkte fondse het ons kom ek deel iets. Ons het gesit in 'n vergadering en ons het gesê ons moet iets doen en die mense het gesê maar ons het nie geld nie. En terwyl ons sit en praat het ek 3 boodskappe gestuur en ek het R20,000 gekry, 5 minute later nog R20,000 en daarna het die landbouorganisasie een van hulle nog 10,000 gegee en intussen het ons nog fondse gekry. Daardie fondse is net so gebruik alreeds om mense te help. Ons het nie 'n bankrekening nie, dis deur die persone direk oorbetaal aan waar die geld ook al nodig was. Net om 'n idee te gee van hoe mense se harte aangeraak word as mens die regte ding doen. So die trauma app het toe nou ontstaan en daar is 'n paar interessante of ek dink belangrike middele. 1, daar is inligting beskikbaar oor wat trauma is. Wanneer moet ek bekommerd raak oor iemand? En ons praat nou van trauma, maar onthou trauma gebeur, maar is die posttraumatiese stres. Dis die wonde wat bly wat ons moet behandel. En omdat dit onsigbaar is dit baie dikwels vir mense moeilik om empatie te hê en tweedens om dit te verstaan. As ek Christus se wonde sien aan sy vlees, het ek dadelik empatie, ek kan die pyn op sy gesig sien en ek kry hom jammer. As dit in sy hart is en in sy gedagtes gebeur, sien ek dit nie. En daar's so min empatie, dis jammer om te sê, maar daar's so min empatie vir die onsigbare wonde in die samelewing. So ons hoop deur hierdie inligting beskikbaar te stel, dat slagoffers van trauma self besef, weet jy wat, daar's niks fout met my nie. Ek het trauma beleef en posttraumatiese stres is 'n reaksie wat ek nie gekies het nie. Elke mens reageer anders op traumatiese gebeurtenisse. Ons kan dalk net nou as daar vrae daar rondom is, kan ons dalk meer daaroor sê. Naas dit, en hier wil ek 'n groot versoek rig aan die diakonie van die kerk. Daar is ook trauma beraders. So as jy op die trauma app gaan, dan is daar 'n lys van name, alfabetiese volgorde van beraders beskikbaar, maar dan is daar ook 'n kaart waarop jy kan klik en oral in die land is daar beraders. As jy op daardie kaart gaan kyk, gaan jy sien hoeveel beraders is in die groot stede en hoe bitter min beraders is op die veraf platteland. Ek kry feitelik weekliks oproepe van mense in die veraf platteland wat sê, hier was 'n plaasaanval of hier was trauma gewees, het julle vir ons 'n berader. Op hierdie stadium gebruik ons 'n berader wat uit Pretoria uitry na daardie persone toe teen nogal omvangryke onkoste, as jy kan nou dink, om 'n trauma berader op die veraf platteland te kry. Daardie persoon kan nie net deur hy goue sessie doen en terugry nie, so dikwels moet hulle verblyf reël, die persoon moet daar bly. So van ons kant af, van trauma netwerk, sal ons baie graag wil vra vir die diakonie. As daar persone is wat bereid is om trauma opleiding te kry, asseblief maak kontak met ons, dat ons hulle opgelei kry vir trauma as trauma beraders en uiteindelik dat ons hulle besonderhede op die netwerk beskikbaar stel om daardie hulp te bied. Dis so inleidend om Andries van my kant af. As daar enige vrae is, kan ons dan net nou verder gesels. Baie dankie. Baie dankie aan ons paneellede. Nou Dominee Gerard, is dit jou beurt.
Dankie Andries. Ons lewe in baie interessante tye. En as ek nou so luister na almal wat praat, dan val dit my op, ons lewe in merkwaardige tye. En nou sit ons, en ek wens almal kan hierdie prentjie van my kant af sien. Nou sit ons in 'n kerk, ons sit hier voor in die liturgiese ruimte, en hier's 'n klompie mense, en ek sien uitgeleese geselskap hier. Dan is dit daar gelowiges in die banke, en dan is hier 'n produksie van kameras en skerms en alles besig om hierdie op te vang, en ons het met 'n rekenaar voor jou waar jy kan sien wat aangaan en wat vir mense uitgesaai word, waar hulle ook al is, wie ook al wil deelneem hieraan. En die ding wat my tref daarvan is, ons lewe in onbekende tye, ongekende tye. Ons praat van die kerk, maar nou vertel Dominee Jimmy my dat daar op 'n Sondag is daar net soveel mense as wat hier in die kerk is die wat virtueel inskakel by die kerk. En dan begin mens wonder, maar wat doen ons in 'n tyd soos hierdie? Want nou lees ek in Hebreërs 10 vers 24, laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. En dan gaan dit aan oor die samekoms van die gemeente wat belangrik is. Maar die samekoms is nie meer net in 'n kerkgebou of so by mekaar nie. Daar's heeltemal 'n nuwe dimensie van samekoms wat kom. En ek dink dis deel van wat ons uiteindelik met leefbetekenisvol wil aanspreek. As ons kyk oor wat barmhartigheid is. Barmhartigheid is baie eenvoudig gesê. Dis ek wat, omdat Christus vir my gesterf het, uit dankbaarheid daarvoor vir jou omgee, omdat Christus vir jou ook gesterf. En of dit iemand is wat in 'n plaasaanval geweldige trauma beleef, of dit 'n bejaarde is, of dit iemand is wat op straat slaap, of dit 'n kind is, so kan ons byvoeg, iemand wat aan verhoudingsgeweld daar 'n slagoffer is, iemand wat met afhanklikheid, met verslawing sukkel. So kan ons aangaan. Dis almal mense in wie se oë ons kyk, en dan moet ons daar in 'n broer en 'n suster raak sien vir wie Christus gesterf het. Dis die wese van barmhartigheid. Dis die verskil tussen barmhartigheid en liefdadigheid. Liefdadigheid is 'n mooi aardse term, of humanisme of medemenslikheid. Dis mooi goed wat ons vir mekaar doen, maar dis nie barmhartigheid. Die barmhartigheid doen ons dalk soortgelyke goed, maar wat ons daarmee saam gee, is ons gee vir jou die liefde van Christus. Dis die kernverskil. En hoekom dan iets soos leefbetekenisvol op die been bring as dit ons vertrekpunt is? Ons is hier, ons het nou gehoor van die ADV, ons het gehoor van plekke soos Rata en die DPS-huise in ons tuis. Dis wat ons noem synodale goed, maar dis 'n klein deeltjie van ons kerk se barmhartigheidswerk. En om die waarheid te sê, is dit regtig 'n klein persentasie van barmhartigheid wat ons doen. Andries het nou gepraat van Hans se ondersoek oor die impak van barmhartigheid. Die impak is baie groter as wat hierdie synodale strukture kan doen. Dan kyk ons na gemeentes. Dis tog waar ons praat oor kerk, is gemeentes. En ons baie wat gemeentes doen. Maar kom ons gaan nog 'n tree verder en ons sê, maar wat van gelowiges? Want barmhartigheid begin nie by 'n gemeente wat deur hulle poskas ander mense help nie. Dis 'n deel daarvan. Daar is 'n tree verder en dit gaan oor daai individuele gelowige wat uit dankbaarheid vir Christus vir ander omgee. Christus se liefde met hulle deel, help, mekaar se laste dra. En ek dink dis 'n deel wat ons nooit uit die oog moet verloor nie. En leefbetekenisvol wil juis ook op daardie vlak met mense praat. En dan moet ons besef, maar leefbetekenisvol staan in teenstelling met leef onbetekenisvol. Ek het nou gehou van Susan se voorbeeld van die dooie uitdrukking op jou gesig as jy op jou selfoon besig is.
Jy beteken dan nie vreeslik baie vir iemand anders nie, wel dit kan daar seker uitsonderings. Dan Janine se voorbeeld van die ballonne. Dit het my baie getref. Te sê as elkeen hulle eie ballon soek, gaan hulle baie lank vat om dit te kry, maar as jy iemand anders se ballon vir hom of haar vat, 5 minute dan is dit uitgesorteer. Dis daardie opskuif wat ons moet maak. 'n Onbetekenisvolle lewe is waar dit gaan oor myself, oor my eie ek, dit waarmee ek besig is, my eie ballon, my eie dinge, my eie status, my eie rykdom, my eie toekoms, en ek gee nie om vir ander. Dis 'n onbetekenisvolle lewe in my opinie. Betekenisvolle lewe is wanneer ek dit deel met mense wat belangrik is. Nie belangrik omdat hulle ryk is of status het nie, maar omdat dit my broer of suster is. En daai broer of suster kan die persoon Martin wat daar by op die hoek staan en bedel. Dit kan my broer of suster wees. En dis die gedagte met leef betekenisvol. Betekenisvolle lewe is prakties. En vir gewone gelowiges is dit juist die idee, is ons moet mekaar aanspoor, maar mekaar ook help. Wie van ons weet hoe om regtig te help by ander? Ek luister nou tieners die praat van trauma netwerk en dit is ongelooflike werk wat julle doen. Maar nou wil ek eintlik die storie na jou toe gooi en dan wil ek nou graag hoor hoe jy prakties dink oor wat gewone gelowiges kan doen. Ek was so in 2011, was daar 'n inbraak by ons huis. Ek was in Magaliesburg predikant. En daar was 'n inbraak terwyl ek op 'n jeugkamp was. Toe ons daar instap was dit skrikwekkend. Dit wat nie gesteel is nie, is stukkend gegooi en uitgegooi. En jy stap, jy's verdwaas, jy is in 'n toestand, jy's regtig, dis moeilik om te beskryf. Maar van alles wat gebeur het in daai dag, is daar een ding wat ek die heel beste onthou. En dit was 'n oom in die gemeente, wat daar aangekom het, en hy het vir my en my vrou en kinders wat begin het om uit hierdie gemors iets te probeer doen, het hy vir ons takeaway kos en 'n bottel Coke gebring. En dit wat ek die heel beste onthou. In al daai trauma en al die chaos, ja, as ek nou dink ek aan die polisie en ek dink aan al die ander goed. Maar dis wat ek die heel eerste onthou. So 'n gewone gelowige wat net gesê het, weet jy, ek gee vir jou om, hier's vir jou iets. So tieners, as ek dan sommer by jou kan begin. Wat kan op 'n praktiese manier, wat kan gewone gelowiges, want dis leef betekenisvol. Hoe kan ons betekenisvol lewe teenoor mense wat getraumatiseerd is? Gerald, baie dankie. Dis 'n uitstekende vraag en ek dink dit maak die veld oop vir die verskillende aspekte van 'n traumatiese gebeurtenis. Ek wil heel eers sê, wat is die definisie van trauma? En ek gaan julle nou nie verveel nie, maar dit is nogal belangrik. Ons het ongelukkig in die laaste klompie jare die woord trauma goedkoop gemaak. Iemand wie se kind 'n tantrum gooi in die winkel, kom en vertel vir hulle man of vrou of vir iemand en sê, "Jesus, dit was verskriklik. Dit was so traumaties geweest." Dit was nie trauma nie. Dit was vernederend of jy was magteloos. Trauma, en dit is belangrik, trauma is 'n belewenis en die nuwe definisie wat in die DSM-5 deurgegee word, het dit enger gemaak as vroeër. Vroeër is gesê byvoorbeeld 'n verhuising is traumaties. Jy weet, of jy verloor jou werk is traumaties, maar die laaste tyd is die definisie van trauma meer wanneer daar geweld of perseptuele geweld is. Met ander woorde, my lewe word bedreig, my veiligheid word bedreig. So onmiddellik hoor jy, hier's 'n konteks waar trauma inderdaad ter sprake is. Julle was nie daar nie, maar in 'n mens self en jou kinders se gedagtes sien jy die prentjies in jou kop, wat as ons by die huis was? Jy sien hierdie goed wat aan jou gedoen is. Goed. Dan is daar 'n traumatiese reaksie by 'n mens. Met ander woorde, jou breingolwe verander. Jy doen nie traumaberading binne 72 uur nadat iemand 'n traumatiese ervaring gehad het nie. Maar waarvan praat jy? Jy praat van, ons praat by trauma netwerk van die first responders. Dis mense wat nie noodwendig traumaberading doen nie, maar dis daai persoon wat jou help om grounded te word.
Ek sal byvoorbeeld as ek by 'n toneel kom en traumaberading is nie ter sprake nie, sal ek net by iemand wees. Ek sal net by hulle gaan sit, partykeer in 'n geval eenmaal waar 'n vliegongeluk was, langs die persoon gaan lê en net daar by hulle gaan lê en by hulle teenwoordig wees, niks sê nie, net daar, kyk of hulle gemaklik is, kyk dat hulle veilig is, vir hulle water gee, partykeer iets probeer gee vir skok. So op 'n manier net jou teenwoordigheid daar gee vir daai persone 'n sin van die normale lewe wat teruggekeer het. Byvoorbeeld, een aand was daar in ons omgewing was daar 'n skietery met AK-47, so dit was regtig rof, gewapende roof. Die polisie is daar en neem verklaringe af en toe ek by die huis instap, toe sê die 3 kindertjies daar en niemand kyk na hulle nie want hulle moet nou die rowers vang en alles. En ek kon by die kinders gaan sit het en ek kon vir hulle koeldrank ingooi en hulle die jongste enetjie het net gebrabbel. Dis nie traumaberading nie, maar dis daai oomblikke waar jy net 'n sin van normaliteit vir iemand kan gee. Die feit dat daardie oom daar by julle was en vir julle 'n sin van normaliteit en kos kon bring, dit bring op 'n manier vir mense terug na realiteit toe, dat jou fokus nie alleen op hierdie chaos val nie, maar hier's iets bekend, hier's 'n bekende persoon, hier's iemand wat na my kyk. Die hele lewe het nie in chaos verval nie, want dis die goed wat deur mense binnekant gaan. So ek hoop dit help julle net om so 'n bietjie 'n wyeer perspektief te hê van die omstandighede wanneer iemand pas trauma ervaar het wat nie traumaberading is nie, soos ek sê 72ste uur op die vroegste daarna traumaberading, en daardie is 'n spesialiteitswerk om traumaberading te doen. Om daar by iemand te wees by 'n ongelukstoneel of wat dit ook al mag wees. In daardie oomblik is dit bloot jou teenwoordigheid. Ek sê bloot, enorm, maar jou teenwoordigheid daar wat soveel simboliek dra. Baie dankie. Ek dink dis juis vir my die punt. Ek hoef nie 'n beraader te wees nie. En ja, ons wil beraders hê, het gevra en ek dink is belangrik. Maar ek hoef nie dit te wees om net vir iemand te help om hulle las te dra nie. Dan het my nou laat dink, nou wonder ek of die inbrekers daar was omdat hulle arm was of honger was en of hulle op 'n ander manier, vir 'n ander rede daar was. Ek moet liewerster nie sê wat ek regtig dink nie. Maar Martin, dit het laat my dink aan die hele saak van armoede. As ons deur die strate ry, dan sien jy mense wat bedel by straathoeke. En party met meer sukses as ander weliswaar, maar baie mense sal daar iets uit die karvenster uit vir hulle gee. Maar is dit armoedebediening? As ek dink aan armoedebediening, dan sê ek, hoeveel van ons sien die mens agter daai hand wat bedel raak? Of die mens agter die bordjie wat een of ander storie vertel? Kyk ons vir die bordjie en wat staan daar op, of sien ons die mens? Kyk ons in die persoon se oë? En Martin, ek sou graag jou opinie oor dit wil hê, van hoe leef ons as gelowiges, wat in 'n besige dag is, wat jaag van plek tot plek, wat self finansiëel onderdruk is. Wat doen ons om prakties vir daai persoon wat regtig in armoede gedompel is, 'n broer en 'n suster te wees? Dankie Gerard. Ja, goeie vraag, goeie gedagtes. Ek dink die vertrekpunt is eers 'n bietjie, ek het net nog geraak daaraan, aan bietjie definisie aan armoede te gee. Ek dink die ou by die straathoek, ek dink dis een soort, dis 'n armoede wat sigbaar is daai. Maar daai is 'n gevolg van 'n groter proses. Niemand beland daar net sommer op 'n dag nie. Dikwels is dit weens 'n hele struktuur wat in mekaar tuimel, 'n sosiale netwerk wat nie meer daar is nie. So ek dink deel van die verligting, deel van die hulpverlening is juis om bietjie te verstaan, maar wat het gebeur en waar kom hierdie ou vandaan, dikwels oor 'n baie lang tyd. Dit gaan ook oor 'n gebreksarmoede, oor hierdie ou wat homself nie meer verstaan nie en die wêreld nie meer verstaan nie. Maar dit gaan ook, dink ek, ook oor en as kerk moet ons ook vir mekaar sê, oor 'n geloofsarmoede, wat jy ook dikwels jou band met Here
ek sê dikwels, nie altyd nie, verloorheid ook. Daai stuk moedeloosheid wat my hier afgelaai het in myself. Ek het net nou verwys aan die oorlog wat ek dink woed, maar dit woed dikwels in ons en ook rondom ons. Maar jou vraag is Gerard, wat doen ons daaraan? En ek dink dit is waar die uitdaging lê. Ons doen, of ons moet 3 dinge doen. Maar dikwels verlig ons net die oomblik. Jy gee vir 'n geldjie of 'n bordjie water of 'n brood. Maar daai ou gaan daar staan vir nog 10 jaar, want jy verlig net die oomblik. Jy maak nie 'n verskil nie. Die tweede fokus moet wees op rehabilitasie. Om hierdie ou terug te sit waar hy was, voor hy by die robot gaan staan het. Maar dan praat jy bietjie oor 'n groter proses van verhoudinge, van verstaan, maar waar is hy mense? Waar is sy sosiale netwerk? Wat dikwels dan ook in mekaar getuimel het. Maar die rehabilitasie is belangrik. Maar dan Gerard, ek dink dit is waar die kerk nogal, dink ek, bietjie werk moet doen is op ontwikkeling. Oor wat kan ons doen met daai persoon of met die omgewing dat dit nie nodig is nie. En ontwikkeling beteken ek moet met jou of met daardie persoon 'n pad stap om hom weer deel te maak van 'n groter netwerk, die samelewing. So dit gaan 'n bietjie oor die ontwikkeling en die herstel van homself. Ook met die Here, sy verhouding met die Here herstel, die koninkryk. Jy onthou met die 9de ADV het iemand, een van ons dominees, met ons gepraat oor die koninkryk en die herstel van die koninkryk ook in die uitreik na behoeftige mense toe. En ek dink daar moet ons, dit klink al vreemd, maar daar lê werk vir die kerk te doen om nie net brood te deel nie, maar ook die koninkryk te deel. Gaan maar dan die ander ding ook oor 'n gemeenskap wat moet herstel word. En op Delmas probeer ons maar bietjie die strate verf en heel maak en om met 'n gemeenskap herstel. Dat daar weer kan beleggings kom, dat mense kan kom werk skep daarso. Want as dit nie gebeur nie, gaan ons nooit die mense van die straat afkry en die armoede saak ooit kan aanspreek nie. So dis uiters belangrik daai. Maar dan gaan dit is eenvoudig soos skole. Toe ek vanmiddag, toe sien ek hier in die skoolsaal of in die kerksaal hierso, was kinders met boeke besig om te leer. Ons moet kinders begelei om deur die skool te kom, om hulle skool klaar te maak. Maar dit beteken ook dikwels ook fondse, want skole raak duur. As nie families is nie, waar moet die kinders dan ook studeer? So Gerard, jy sien daai ding van ontwikkeling, betrokkenheid. Dis baie meer as net op die straathoek vir iemand 'n pakkie of 'n geldjie te gee. Dis 'n holistiese hantering van die hele mens in sy totale menswees. En hier dink ek is vir die kerk baie werk te doen nog. Dankie. So begin dit dan nie juist deur die persoon as mens te erken in plaas van om vas te kyk in die armoede of om vas te ryk in die armoede nie, want armoede kan nogal stink. Nee. En dis sleg, dit klink sleg as ek dit sê en miskien is daar iemand wat aanstoot neem, maar dink vir jouself, as jy in absolute armoede lewe, dan kan jy nie jou bietjie goed wat jy het gaan oophang in die son en jou huisie, of dit nou 'n Wendy is en of dit 'n sinkie is of wat ook al, oopmaak, nie? Want iemand anders kom en steel dit. Dit gebeur baie meer as wat hulle by ons mooi groot huise inbreek, soos wat ek nou van vertel het. Ek sê van by die ou gaan sit daar op die vliegveld gaan lê by iemand vir 'n oomblik. Jy onthou ons het, dis ek 10 jaar terug, ek kan onthou hoe lank terug nie, het ons een aand op die straat gaan slaap, op die hoek van Schoeman en Beatrixstraat. So wonder was saam gewees. Het ons saam met die mense die aand daar die nag deurgebring, bloot om iets te ervaar. En dit was baie plasties gewees. Ek kan nooit vergeet, ons het die oggend opgestaan en by die kerkkantoor, dan Jakob Mariestraat nog, gaan tande borsels en hare kom. Maar die straatou het daar gebly. Maar ons het iets beleef die nag van die nood,
van mense. So wat jy sê, is ons nie eers daai ding beleef het nie. En Tinus het iets van gesê, daar wees nie. Het jy nog nie, jy moet beleef en dan kan jy saam met hom ook leef en betekenisvol leef ook. En dan maak jy verskil. Ja, dankie Martin. Dit laat my nou dink aan 'n keer, Suzan, jy het vir my 'n hele klompie jare terug hierdie verhaal vertel. Ek dink dit was jy. My geheue is ook nie altyd so goed nie. Van 'n seun wat in Danville kamers gebly het. En moeilike omstandighede. Maar hy het elke dag by die skool aangekom met 'n skoon skoolhemp. Wat hy in daardie haglike badkamers daar elke dag het hy gaan was. Ek dink die seun was 16 of iets. 17. Goed, so dit was jy. En hoe hierdie seun uit daai omstandighede eintlik uitgestyg het. En nou bring dit my by 'n moeilike ding van kinders, want jy het nou gepraat oor tyd en ek dink dis 'n kritieke ding vir ons as ouers, maar wat van kinders wat 'n bietjie verder van ons af is? Soos ek nou dink aan hierdie seun of kinders oor die algemeen in moeilike omstandighede, op watter manier kan ons betekenisvol teenoor hierdie kinders lewe? Gerard, ek dink altyd, yes, fondse is nodig en is belangrik, maar tyd is wat vir ons kinders laat belangrik voel. Onthou, ons kinders het groot geword, baie van hulle in aansluit by tieners met erg getraumatiseerde kinders. Hulle is erg mishandel, gemolesteer, emosioneel verwaarloos. So dis kinders wat nie mense vertrou nie. En hoe leer jy om iemand te vertrou? Is deur fisies tyd met daai kind te spandeer. Geduldig met daai kind te spandeer, saam met die kind op die grond te gaan sit, saam met hom te speel. Nie noodwendig, jy hoef nie 'n terapeut te wees nie. Ek klink nou baie soos tieners, maar jy het nie 'n terapeut nodig om dit te wees nie. Mense van buite, gemeentelede, wat net, jy hoef nie altyd iets te bring nie, want ons wil ook nie vir ons kinders leer, die wêreld skuld hulle iets nie. Ons wil nie kinders met die bakkant, ons noem die bakkant syndroom die wêreld instuur nie. So, ek het bietjie met van my pleegouers gepraat en gehoor, wat dink hulle? En hulle het vir my gesê, partykeer, as mense net kom kuier, jy moet niks saambring nie, jy hoef net niks te bring nie, kom spandeer net die dag saam met die kinders. Soos wat jy by jou vriende sal gaan kuier en gaan braai, doen dit met ons kinders, want hulle weet nie, hulle ken nie van normale sosiale interaksie nie. En deur die feit dat mens altyd voel jy wil ietsie bring, want mens wil vir hulle gee, let's face it, hulle is oulik, ek dink ons het die oulikste kinders, maar wees net daar vir hulle, want dit is wat hulle onthou. Hulle waardeer die Kersgeskenke en hulle waardeer die kos en dit help vir die begrotings en vir al daai goed. Maar vir die kind as self, wat hy eendag met hom gaan onthou, is dit wat jy as mens, wat nie geld kos nie. Ons het nou gesê, ons almal het nie geld om by te dra nie, maar jy kan van jou tyd vir die kinders gee en net fisies met hulle tyd spandeer, saam met hulle speel. Help met huiswerk. Ons maatskaplike werkers is baie goed, maar ons is nie baie goed met wiskunde en sulke goed nie. So, as daar mense is wat kan help om met vir kinders met IGO, ek het nie eens in my dae IGO gehad nie, so ek weet nie eens hoe om 'n kind daarmee te help nie. So, gee van jouself vir hierdie kind, want jy belê in hierdie kind se toekoms. Ons kan ons kinders deur die skool sit, ons kan hulle help om verder te gaan studeer, laat hulle nie die een is wat langs die straathoek gaan staan, of die bakkant syndroom het of met die bordjie gaan staan nie. Dat ons kan probeer om ons stikkende kinders, Rata se een van hulle values is van brokenness to wholeness, en ek dink dit is vir ons so belangrik, by die DPS-huise is dit glo, stabiliseer en ontwikkel. Want ons glo, ons kan werklike verskil maak, want ons werk nie alleen nie. Ons is bevoorreg om in gemeentes te werk. Ons het diakonie. Ons het soveel mense wat ons hande sterk maak. En met al hierdie mense kan ons kinders lei op die ou ende om heel te word en gesonde rolmodelle vir hulle kinders te wees. Want ek dink dis wat ons wil hê. Ons vra altyd, hoe meet ons sukses? Ek praat nou te veel. Sukses is nie die ouetjie wat klaarmaak met universiteit nie.
Sukses vir ons is baie keer daai klein dingetjie, die dogter wat dalk swanger word na skool, maar wat regtig 'n goeie ma vir haar kind is. Dis hoe ons sukses meet, want dit is wat sy in die gemeenskap van ons, van die kerk en van die DPS-huise geleer het. Net so vinnig kan aansluit by Susan wat sy nou sê oor die kinders daai huiswerk op Sondagoggend daar in ons gemeente. Dit is ook maar 'n gesin wat bietjie stoei om kop bo water te hou. En sien ek daar in die saal terwyl ons koffie drink is een van die lidmate besig om hierdie kinders te help met wiskunde. Op Sondagoggend kom hulle kerk toe en die lidmate help hulle by die kerk met wiskunde. Ek wil net op hierdie stadium sê as daar vrae is, asseblief steek julle hand op. Wilna sal help kyk as daar vrae is en die mense op die virtuele aanlyn hierso, as julle vra plaas dit in die chatbox en dan sal Dominee Jimmy ons help dat ons dit net kan op die tafel kry. Dankie Gerard. Ja, Andries. Dan ons het nou 'n bietjie oor die kinders gepraat en Christo, nou weet jy ek gaan nou na jou toe kom en nou praat ons oor die bejaardes. En op hierdie stadium dink ek dis een van die grootste uitdagings wat daar vir ons is, vir gemeentes, maar ook vir gelowiges, is hoe versorg jy bejaardes? Wat doen jy vir hulle? As ons dink oor bejaardes, dan dink ons aan tehuise met versorging en dan klink dit na 'n baie goeie idee, totdat ons besef dis maar min of meer 5% van mense wat dit kan bekostig. Hoe is ons prakties as 'n gelowige, hoe lewe ons betekenisvol teenoor 'n bejaarde? Gerard, dalk moet ek net 'n inleiding sê. Elke mens het 'n waardering van sy tyd. Ons tyd verheerlik die jeug. Jy wil nie na ouderdom kyk nie. Dis die een kenmerk van ons tyd. Die tweede kenmerk van ons tyd is dis 'n gejaagde tyd. Dis 'n tyd wat voortdurend beweeg. Jy kry net nooit stilstand nie. En die oomblik as jy begin ouer word, dan verander jou tyd, hoe jy jou tyd beskou. Wat is jou prioriteite? So mense, jonger mense is dan jy 'n klomp ideale wat jy verwerklik, en as jy 'n ouer mens is, as jy al die meules is en jou karakter gevorm het, dan kyk jy mense 'n bietjie anders na die lewe. Wat reg het jy opgemerk, dis 'n komplekse en genuanceerde wêreld om oud te word. Toenemend, veral in ons tuismonumente te huise, kry jy te doen met verswakte bejaardes. En dis duur. Dis geweldig duur om 'n verswakte bejaarde te versorg. As jy gaan kyk na wat is die kostes. Ek wil nou nie name noem nie, maar party plekke kom jy nie weg onder R30,000 'n maand nie. Dis 'n geweldige las op kinders, want nie alle kinders kan dit betaal nie. Nou kry jy ook die situasie deesdae dat die kinders is in hulle 70's, maar hulle ouers is in hulle 90's. En hulle almal bly dalk in dieselfde huis. Nou het jy ewesklik 'n ma of 'n bejaarde of middeljarige ma wat haar bejaarde ma moet versorg. En dan moet jy mense gaan vra, hoe ondersteun ek so gesin, daai konteks waar ouers en grootouers bymekaar bly? Hoe ondersteun ek daardie vrou om die huishouding aan die gang te kry, om met haar ma te gesels of haar pa? 'n Ander konteks of ander scenario is demensie. Almal het nie die geld om mense in 'n demensie-afdeling te plaas nie. So jy weet nou wat maak 'n spanning aan 'n mens as jou appa eendag wegloop en almal soek hom in die buurt. En daar kan 'n mens weer sê, goed, kom ons kyk wat se netwerk het ons. Kan ons met die GPF gesels? Kan ons op ander maniere bande bou? Maar ek dink prakties in ons kring kan ek dalk verwys na die behoefte aan versorgers. Ons vind meer en meer mense kan dit nie bekostig in 'n ouer huis nie, maar hulle wil by die huis versorg word. En dalk kan mense op die manier sê, ons het 'n rukkie terug die jaarviljoen 'n versorgerfonds geskep. Dit bied 'n geleentheid aan gemeente. Dit wil twee, ek wil amper sê, nismarkte dien. Die een is, daar's talle jong mense wat nie werk het nie of wat nie opleiding het nie. Maar ons het die geleentheid om saam met Helpende Hand 'n opleidingskursus te loods wat veral versorgers oplei.
En op die manier kry jy kinders betrokke, jy skep 'n toekoms, maar jy kry ook 'n gehalte opleiding wat vir mense in hulle huise kan versorg en nie net in hulle huise nie. Hierdie kort mense kan selfs in ons versorgsentrums ook dien. Want om 'n ou mens te versorg, ons het nou al gehoor, is nie onder enige man se kraag nie. Jy moet weet hoe draai jy daardie mense? Maar jy moet ook weet daar's frustrasie, so daar moet konflikhantering wees. Jy moet weet hoe skep jy sosiale bande, hoe verwoord jy hulle frustrasies en emosies. So aan die een kant het jy geleentheid vir mense om opgelei te word, maar aan die ander kant dink ek het jy ook geleentheid vir mense om te sê neem in ag, dat is die bejaarde se behoefte. Hulle is bang. Hoe ouer jy word, hoe banger word jy. Jy is onseker. Die meeste van hulle wonder, gaan my pensioen dit maak? Party sê jong, is 'n kompetisie tussen my mediese fonds en my pensioen. Ek weet nie watter een gaan wen nie. So deur eenvoudig net daar te wees, en dalk is daar in 'n gemeente iemand wat kan raad gee. Hoe bestuur ek my finansies? Veral waar kinders nie betrokke is nie. Kan die diakens vanuit die finansiële komitee nie dalk met 'n gesprek begin hê? Of ander terreine waar die mens vir iemand kan sê, kyk, jy's tog geborge in die gemeente. Hier's mense wat vir jou omgee, wat met jou gesels. So ek dink prakties is daar op geloofsvlak. Neem kennis dat hierdie bejaarde mense het seker behoeftes. Hy wil nie onseker wees nie. En gewone deernis en liefde en 'n anker vat baie van daai stres en onsekerheid ook weg. Dis baie dankie daarvoor vir daardie manier hoe ons dit kan doen. Ek dink aan daar deur in die Bosveld waar ek my eerste gemeente gehad het, was een van die diakens, is al wat hy gedoen het, is hy het na die oom toe gegaan wat alleen gebly het op die plaas. En hy het gesê, oom, waar is daar gloeilampe in die huis wat nie meer werk nie? En hy het die oom se gloeilampe vervang. En dit het vir daai oom 'n groot verskil gemaak, want daai oom kon nie meer, of ons veral wou ons nie gehad het, hy moet meer op 'n leer of op 'n kas of 'n stoel of so iets klim nie. En ek dink dis die tipe van goed. 'n Ander keer het ek iemand wat vir 'n oom of in 'n tannie gesê, wanneer laas is julle kar gediens? En sê maar, mag ek na julle kar net gou kyk? En net 'n eenvoudige diens gedoen en dis baie keer die ouer motor, so dit is maklik om die olie af te tap en 'n filter te vervang en klein goedjies wat groot betekenis het vir mense. En ek dink dis die fokus wat ons by Leef Betekenisvol ook wil sê, is ons hoef nie hierdie majestueuse dinge te doen nie. Dis baie keer in ietsie kleins wat ons baie kan beteken. Daar waar jy by iemand sit, daar waar jy iemand in die oë kyk, daar waar jy vir iemand 'n gloeilamp omruim. Maar nou het ek gesien, nou op die het iemand op die virtuele media aangekom en gesê, sukses meet ons ook aan iets wat nie gebeur nie. Byvoorbeeld 'n persoon wat nie aan dwelms verslaaf raak nie, of aan alkohol verslaaf raak en so aan nie. Maar nou bring dit by die vraag van sukses, en ons tyd hardloop verskriklik vinnig. Nou gaan ek dit vir al vier ons kenners so vra. Hoeveel 'n vinnige storie vertel, hier nie baie ver van hier af nie. Daar op die hoek van Fred Nicholson en Voortrekker was daar al die jare 'n Hoompie, dis nou 'n ander restaurant. Toe ek 'n student was, het ek daar gewerk. En op 'n dag, daar was baie boemelaars. En op 'n dag het iemand daar ingekom wat verskriklik honger was. Maar die eienaar het my verbied om enige iets vir hulle te gee, om bepaalde redes. En goeie redes ook. Maar ek kon hierdie ou wat so honger is, toe nou niks, ek het hom te jammer gekry, en toe laat ek vir hom brood smeer, want die eienaar gaan nie die besnye brood tel nie. En ek sit die brood vir hom in 'n pakkie, en hy het daar uitgestap, en die Here sal my seën op allerlei maniere vir hoe wonderlik ek is, en hy was 10 sekondes uit, toe storm hy in en hy gooi my met die pakkie brood. En hy sê vir my, en jy gee nie eers vir my 'n stukkie vleis nie. En die vraag is, hoekom hou ons aan? Want ek dink elkeen wat betrokke is by ander mense kan sulke verhale vertel van teleurstelling. Van jy bedoel iets goed en mense gooi dit terug in jou gesig. En nou nie altyd so fisies soos met die pakkie brood nie.
Hoe hanteer ons dit as gelowiges? Hou ons op? Sê ons, weet jy, ek het nou klaar gehelp. Wat doen ons? Enigiets. Gerrit, ek kan vir jou vertel uit 'n ervaring daar by ons in Delmas. Het ons 2 jong seuns van so 28, 30 jaar dalk, wat nou ons sukkel vir 2 jaar. Hulle het eers gekerk en toe nie meer kerk nie. Toe is hulle weg en nou hulle lê maar net voor die hek, soos die ryk man en Lazarus. En dan jaag hulle weg en dan bid ek vir hulle moet terugkom, dat ek hulle kan help. En ek dink op die ouene help ek hulle, want dis wie ek is. Want dis wat God vir my verwag, om hulle te help. Maar ek is ook kwaai met hulle, maar toe hy die ouetjie weet, te sê, kom, jy het nou klaar gehuil. Want hy help nou nie meer nie. Ons moet iets doen. En ons moet iets anders doen. En dis wat dinge kom van ontwikkeling, moet ek sê. So hierdie laaitjies is my uitdaging. Ek moet iets doen, maar ek kan nie los nie. Maar ek dink die teleurstelling is daar. Maar hoe kan die kerk ophou doen wat ons doen? Ons kan nie ophou nie. Want die Here hou nie op met my nie. As ek ophou en die Here sê my Martin, het nou jou 70 maal 7 keer vol gehad, so sorry vir jou. Nee, God doen dit nie. So ek moet ander maniere kry om te doen wat ek moet doen. Maar ek dink Gerrit, dis die uitdaging. Die teruggooi van die brood of weer 'n keer doen wat hulle doen. Maar dis armoede. Jy moet 'n hart hê en ek sien ek het die beste hart nie, maar ons kan nie ophou om die mense te help nie. Want dit is wat ons roeping is as kerk, om 'n verskil te maak. Onthou, daai ou het 'n storie. En as ek nie sy storie ken nie, ek durf nie oordeel oor hom nie. Die feit dat ek vanaand hier sit, is net genade. Dis niks anders nie. Daai ou het nie die kans dalk wat ek gehad in my lewe nie. So dis my motivering om aan te help en maar weer te probeer. So Martin, as ek jou reg hoor, doen ons dit nie om suksesvol te wees nie, maar ons doen dit om gehoorsaam te wees. Kyk, dis die vraag, nê, wat ons almal mee stoei. Maar ek dink, as ek nou dink hoe ek as jong ouetjie in die donker nag vir mense treinkaartjies of buskaartjies koop, hulle soontoe vat en waar ek dit regtig nie breed gehad het nie, vir hulle kos koop. En na daai hele ekspedisie sien ek hulle die môre, weet die volgende dag in dieselfde omgewing, maak dit iets donker in jou wakker van misbruik word. Ek dink in 'n gemeentelike situasie het diakens die verantwoordelikheid om mense se fondse verantwoordelik te bestuur. Ek is 'n softie, so een van die tannies by die gemeente het bietjie meer deursettingsvermoë. So wanneer ons byvoorbeeld mense help, Johanna hulle van die diakonie kan saampraat hier, maar ons help onmiddellik sonder om vrae te vra, maar 3 maande later begin ons vra. Anders word mense afhanklik van die diakonie. Hulle sien dit deel as hulle inkomste, hulle raak afhanklik van ons en uiteindelik raak dit te swaar om te bly dra. So ons het 'n verantwoordelikheid om vir mense te sê, hierdie hulp is daar. Onthou, ek dink nou aan die 2 ou mense, ons het vir jare het ons hulle gehelp en dit was net, ons het geweet totdat hulle sterf gaan ons hulle moet help. Maar dit dink ek is 'n baie diep sielkundige besluit wat 'n mens behoort te neem. Ek moet aanvaar dat die persoon wat ek graag wil help, dat hulle die kapasiteit en die vermoë het. Ek weet ons kan nou verskillende definisies daarin koppel met verskillende mense en almal se stories, maar kom ons sê in 'n breë beginsel vir my. Ek moet aanvaar dat daardie persoon die vermoë het om op hulle eie voete te kan staan. En hulle gaan ergens 'n besluit moet neem wat ek nie vir hulle kan neem nie. En wanneer ek daardie kommunikasie met hulle deurloop en sê, ek is hier om te help, maar onthou, dit gaan jou oplossing bly. Hoekom? Een van die dinge wat mense die graagste wil doen is hulle probleme joune maak. En is jammer om dit te sê, maar jy trap voortdurend in daai struik wat ander mense na jou toe kom. Ek gaan 'n voorbeeld gebruik. Die oom en tannie wat ek as 'n jong ouetjie sien en die oom het so 'n groot wenkbrau gehad. Hy kyk so, hy sê nee dominee, jy het moeilikheid hier. Bedoelende, ek weet nie hoe gaan jy hierdie wil ek regmaak nie. Ek sit so terug en ek sê oom, ek het 'n worshondjie by my huis en ons is op baie goeie voet. Ek's nou baie eerlik met oom. As ek hier wegry,
dink ek nie weer aan die moeilikheid wat julle het nie. Ek het gejok daaroor, maar ek wil vir hom sê, ek dink julle het moeilikheid en julle gaan julle huwelik moet uitsorteer. Ek dink ek het as jong mens baie die fout gemaak om simbioties te raak oor armoede, oor hulp. Byvoorbeeld, Belinda, sy is nou al oorlede. Ek en ander mense wat haar wou help, het gedink ons gaan haar help as sy bly waar ons bly en lyk soos ons lyk en doen wat ons doen. Met 'n groot ekskursie en baie jare se hulp het ek besef, dit was nie die hulp wat sy wou gehad het en nodig gehad het. Na die hele make-over, wat ek weet nie hoeveel dit ander ouens gekos het, tantas en 'n apteker ensovoorts nie, wou sy in die plakkerskamp bly met haar 14 katte. As sy kos gehad het vir haar na 14 katte, was sy gelukkig. En ons moes daardie ding ook snap, dat ons nie wil barmhartigheid doen sodat ons goed voel nie. En nou sê ek nie iets anders as Maarten nie, hoor mooi, ek sê glad nie iets anders as Maarten nie. Ons moet altyd weer, as ons klaar besluit geneem, 'n komma sit en maar weer by die Here gaan luister, het ek nou die regte ding gedoen. Maar ek dink in kort van my kant af, ons het 'n verantwoordelikheid om mense te bemagtig sodat hulle nie moet bly en doen wat ons doen nie, maar bepaalde besluite te neem wat hulle verantwoordelikheid neem vir hulle lewe. En daarin dink ek is die hulp aan mense om vir hulle vaardighede te leer. Ek het 'n klomp dinge by my pa en by my ma geleer. Ons gaan moet besef daar's mense wat nie daardie rolmodelle gehad het om hulle te help om daardie hulp te ontvang nie. Maar as ons mense gaan afhanklik maak van ons by die diakonie, gaan ons bitter vinnig uit fondse uithardloop. Baie gou. Gerard, dit is my altyd opvallend, die Onse Vader gebed is baie na in ons hart. Maar is my altyd opvallend, ons bid eers gee ons daaglikse brood, of ons brood van môre, hoe jy dit ook al vertaal. Maar direk daarna vergewe ons skuld, soos ons die vergewe wat in ons skuld. Die Onse Vader begin by die stoffelike. Maar dit wil ons te lei daarna en sê, maar onthou die stoffelike word deur die genade gedra. En as 'n mens dan barmhartigheid bedoel, is dit net, ek wil nie net vir jou daaglikse brood gee nie. Ek wil hê jy moet iets hoor van God se genade. En dan slaan jy daai bruggie, dis asof jy Onse Vader amper in die dieptes inval. Ons staan albei saam voor God. Nie omdat ek beter as jy is nie, of jy beter as my nie, ons staan albei voor God se genade. Ines verwys net nou na barmhartigheid. Daar is 'n sielkundige, Erich Fromm, wat op 'n stadium sê, die toppunt van selfsugtigheid is as jy barmhartigheid bedien vir jou eie eer, om jouself goed te laat voel. En ek dink dis waar die barmhartigheid onderskei word. Jy staan voor God met hierdie mens, maar julle albei is begenadigde mense. En is dit nie waarheen barmhartigheid moet gaan nie, dat ek hierdie broer van my vat en sê, ja, ons daaglikse brood, die stoffelike, die liggaamlike, maar kom ons staan voor ons Here. Dankie. As hy daai brood dan na my toe teruggooi, dan beteken dit ek moet hom maar vergewe. Dis die roeping as 'n gelowige, maar dis nie maklik nie. Nee. Dis bitter moeilik. En ek dink deel van wat ons moet doen as ons praat van 'n betekenisvolle lewe is om ook mekaar te ondersteun. Ek het nou nog steeds hierdie teksvers van Hebreërs 10 vers 24. Laat ons mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade. Ek dink daardie aansporing is juis belangrik wanneer iemand jou spreekwoordelik met die brood in die gesig gegooi het. Ons kan vir mekaar ook daar wees. Betekenisvolle lewe, 'n gelowige lewe, want vir my is die twee eintlik sinoniem. Is nie net om die persoon wat nood het te gaan help nie, maar is ook die persoon wat daardie persoon help te ondersteun. Daar's baie maniere om dit te doen. Ek wil Andries, ek wil na jou toe teruggaan en vir jou dan die vraag vra. En hierby afsluit is, as ons hier wegstap as gelowiges, wat is dit wat ons nou eerste moet gaan doen? Waar sal ons begin? Gerard,
vra jy die moeilikste vraag vanaand vir my. Dis ander slimmer ouens wat ek die vraag kan vra. Nee, wat ek vanaand gehoor het grap en dit is ook gesê. Begin met die klein ding. Ons sê altyd ons meet 'n klomp goed in die kerk. By Rata en by die kinderhuise, by die bejaardesorg, tel ons hoeveel bejaardes daar is. Ons kyk hoeveel tyd spandeer ons en wat dit ons kos en al daai. Maar ons het vanaand gehoor die klein wat belangrik is. Vroeger jaar het ek 'n diaken ontmoet wat hy het een ding in sy lewe gedoen. Hy het elke aand 'n oom in die ouete huis gebel wat hy geken het. En vir die oom 8 uur gebel, ons sê oom, ek wil net vir oom lees en bid, want die oom se oë was nie meer goed nie. En hy het oor die telefoon vir die oom gelees en gebid. Klein ding wat gebeur het deur 'n diaken wat 'n oom gehelp het. Dit hoef nie altyd geld te kos tyd, ja. Dis belangrik. Ons het dit vanaand gehoor. Tyd ook vir die bejaardes, daarmee trauma ook, net daar te wees, daar die tyd op te offer. Ek dink as ons hiervandaan af gaan en sê, maar diaken, wat is enige dit maar, enige mens wat sy roeping as diaken of as gelowige, sy barmhartigheidsroeping uitleef, kom ons gee tyd. Van daar af, as jy graag wil hê, ek moet dalk 'n bietjie voortborduur oor ons plan vorentoe met die leefbetekenisvol beweging, wil jy graag daaroor ook nou ietsie hoor, of, want ons is op ons tyd dat ons moet begin. Nou gee die voorsitter van die ADV vir my en jou moeilikheid, want ons gaan oor die tyd hê. So, eerstens dink ek, en daar het vanmiddag 'n klomp mense, baie dankie Dominee Steven, wat 'n klomp mense genooi het om deel te word van ons Facebook bladsy, waar ons baie graag net enkele gedagtes, een keer 'n week 'n gedagte te deel, oor hoe jy kan betekenisvol lewe. Ek hou van daai ding van Dominee Tinus van net daar wees, sit net langs mense. Die dogtertjie wat se buurman, die tannie het gesterf. En toe sê sy vir haar ma, sy het daar by die buurman gaan kuier. En toe gaan sit sy op die bankie en sy huil net saam met hom oor die tannie wat dood. So dis die goed wat ons wil deel. Ons wil mense dalk net, ons het nie almal altyd daardie gedagtes oor wat ons moet doen en hoe ons dit kan doen nie. Ek wil graag die vraag hoor. Ons hoor, hoe kan ek betrokke raak? Dit is ook belangrik. So eerstens gaan nooi, as jy al reeds deel is van die Facebook bladsy, dan gaan nooi jy mense uit om deel te word van die aksie beweging waarmee ons. Daar's 'n kanaal, 'n WhatsApp kanaal waaraan jy kan gaan deelneem. Wat jy ook kan aansluit by, daar's nie ander kommunikasie. Dis 'n kanaal. Dis nie 'n WhatsApp groep nie, dis nie 'n community, dis 'n kanaal. En 'n kanaal het net die administratiewe mense toegang toe en plasingsregte. Jy kan nie antwoord of enigiets daar anders te doen nie. Ek het 'n vraag gekry voor die week breek. Dit gaan jou niks kos nie. Dis oop vir almal. Ons kan deel word daarvan. Ons gaan wenke en stories met mekaar deel van daai praktiese dinge. En dan het ons iets in gedagte om te sê, ons het hierdie leefbetekenisvol, kan ek dit nou maar 'n logo noem met Jimmy wat jy vroeër vanaand ook opgehaat het, is 'n generiese ding wat ons net gebruik het. Ons wil graag almal betrek. Ons gaan nog in die volgende weke wat kom, dit opplaas en deel met die kerk, die diakens, almal te sê, ontwerp vir ons 'n uitbeelding van wat beteken dit om betekenisvol te leef. So dit is een van die goedes waarmee ons wil voortgaan. Ek het nou Dominee Jimmy, ek het daar iets nou gemis wat jy vir my opgesit het daar. Ek het hom nou nie mooi gesien nie. Nou sê julle iets anders oor betekenisvol lewe deur hierdie uitsending van julle weer toegerus te word in my eie taal. Groot waardering.
Hierdie uitsending gaan ook beskikbaar wees. Die skakel sal ons beskikbaar stel. Dit sal in volgende maand se nuusbrief van die DADV wees. Dat die skakel beskikbaar is, dat mense dit weer 'n keer kan kyk en versprei. Dit is belangrik. Gaan dat iets anders wat jy nog wil hê om byvoeg? Nee, ek dink die laaste ding is op julle skerm, is dit daar, leefbetekenisvol@gmail.com. Stuur vir ons idees. As ons mekaar aanspoor, is dit juist die idee, dat ons met mekaar idees deel, klein goedjies. En soos julle nou gehoor het, daar's nie iets wat simpel is nie. Elke klein dingetjie kan 'n baie groot verskil maak. Kom ons deel dit met mekaar. As julle van hierdie kunswerk het, stuur dit na hierdie selfde e-posadres toe. Dit is daar, hy's in Engels ook beskikbaar as iemand hom wil hê, maar ek dink ons is vanaand Afrikaans. En asseblief, ek dink die punt is, elke persoon, elke gelowige het 'n gawe en 'n talent, en ons moet nie dink dis net die predikante wat iets kan doen, of net die kenners met berading wat iets kan doen, of die maatskaplike werkers wat iets kan doen nie. Elkeen van ons kan iets doen. Selfs al is dit net om 'n stukkie kunswerk te skep. Miskien beteken daai kunswerk nou weer iets vir iemand anders. As jy op daai manier betekenisvol. Baie dankie. Ek dink dit is op hierdie stadium alles van my kant af. Gerard, baie dankie. Baie dankie aan ons paneel op hierdie stadium en voorlopige dank. Voorsitter, ons is 5 minute laat. Maar jy het nou geleentheid om met ons te praat oor die 10de ADV wat volgende jaar Maart maand plaasvind. Ons is bietjie vroeër, maar die woord is joune, mevrou. Baie dankie Andries. Die 10de ADV gaan 'n baie spesiale geleentheid wees waar ons jare se werk gaan herdenk. Deur vorentoe en agtertoe te kyk, wil ons vir mense moed gee, mense aanraak en verhoudings bou. Hierdie gaan nie 'n afsluitingsgeleentheid wees van die algemene diakensvergadering nie, maar eintlik die begin van 'n nuwe era inlei. Donderdag 20 Maart gaan die geleentheid ingelei word met 'n toneelstuk waar terugskouend gekyk gaan word na dit wat was, wat met ons gebeur het, hoe gesinslewe en die wêreld verander het en watter nuwe geleenthede vir ons voorlê. Na afloop van die sessies van die Ubicaritas Simposium op Vrydag 21 Maart gaan 'n dinkskram gehou word om bakens vir die pad vorentoe daar te stel. Die sessies van die simposium is oop vir enigeen wat dit wil bywoon. Die formele deel van die vergadering vind plaas op Saterdagoggend 22 Maart, waar daar op moontlike beskrywingspunte aan die 74ste Algemene Kerkvergadering besluit moet word en dit moet dan ook geformuleer word. 'n Erediens sal gehou word om op gepaste wyse die oorgang na die nuwe in te lei. Na afloop hiervan sal die Jan Reiniers erepenning oorhandig word indien daar 'n verdienstelike kandidaat is. Die datums 20 tot 22 Maart is gekies om dit vir werkende diakens moontlik te maak deur om so min as moontlik verlof te neem, die geleentheid by te woon. Dit sal gehou word by gemeente Noordwestelike Pretoria, hoek van Riebeek en Ferdinandstraat, Daspoort. En ons wil graag ringe, gemeentes, NASV's, jong mense en ook die NWO's van die kerk betrek en julle uitnooi om hierdie besonderse geleentheid by te woon. Wees op die uitkyk vir korrespondensie wat binnekort hieroor sal volg. 20 tot 22 Maart 2025. Sien jou daar. Voorsitter, baie dankie vir daardie. Voordat ek die bedankings doen, wil ek net by Jimmy, ek het dit nie met hom voor die tyd gekontroleer nie. Maar kan ons die besonderhede van ons paneellede wat vanaand hier betrokke is, ek dink aan Dr. Tinus met die trauma in die app se daai skakels en so en die opleiding van solidariteit in die versorgers, die ADV se kontakbesonderhede Dr. Martin oor armoede, die DPS huise en ratas en laat ons dit dalk deel maak van ons video en dan kan ons dit opplaas dat mense dit het. Sal dit kan werk doen met jou?
Baie dankie. Dis 'n baie vaardige tegniese span. Ons het nou die dag al hier kom oefenloopie doen myself en Dominee Gerard. En vanmiddag 5:00 toe ek hier aankom, toe is Dominee Jimmy al hier besig. So baie dankie. Is daar enige vrae van enige kant af? Ek wil daarom net daardie geleentheid gee. Enige iemand wat voel ons moet net ook nog ietsie bysit en sê. Hans het nou gesê, nou het ons genoeg gehad. Dankie Hans. Goed. Dan gaan ek die bedankings hanteer en Dominee Janine het nou geloop. Ek sien haar nie, het sy geloop, nie? Sal jy ons dank oordra aan haar vir die opening, ons waardeer dit. En haar deelname vanaand hier en die opoffering wat sy gemaak het. Almal van u wat hier vanaand teenwoordig is, baie dankie wat die moeite gedoen het om hier te kom sit. Ek weet daar is mense wat baie ver gery het. Vrouens wat alleen ry in die nag en wat altyd maar die risiko is daarvan. Dan virtueel, al ons mense wat virtueel ingeskakel het, dankie daarvoor ook vir julle hier wees en deelneem. Gemeente Witfontein vir al julle fasiliteite, die koffie wat ons voor die tyd kon geniet en die eetdingetjie daar, baie dankie. Dominee Jimmy vir jou en jou tegniese span, vir al dit wat julle gedoen het, ons paneel. Dr. Tinus, baie dankie. Dr. Christie, dankie. Dr. Martin, dankie. En Suzanne, baie dankie. Dis kom ook al 'n lang pad hier dan, né? Dominee Gerard vir jou insette, jou leiding wat jy vir ons gee daar by die ADV. Baie dankie daarvoor. En dat ons ook hier 'n nuwe, ek wil nie sê nuwe era. Ek dink ons begin by die diakonaat om iets nuuts op die tafel te sit. Baie dankie daarvoor. Wilna, van jou kant af, baie dankie vir jou hier wees vanaand. Ek weet jy kom ook eintlik uit Krugersdorp uit, maar blykbaar het jy iewers te gereël met iemand in die gehoor dat jy sal vanaand hier oorslaap. So ons weet jou veiligheidsgewaarborg. So dan laaste en dan nie die minste nie, was altyd 'n man wat ek op 'n baie kort kennisgewing kan vra om vir ons af te sluit, Dr. Martin. Voor ek vir ons bid, Andries, baie dankie vir baie netjiese leiding. Jou leiding hierin is baie duidelik ook. Jou beplanning, jou tyd, het almal genooi. Baie dankie Andries vir jou tyd. In 'n groot mate is jy die gesig van die diakonaat. Dankie daarvoor. Bid vir jou ook seën toe. Goed, kom ons sluit die aand af. Ek sal vir ons bid. Almagtige Heer en Hemelvader, Here, baie dankie dat ons vanaand ook op hierdie manier iets kon hoor, kon deel, kon ervaar, Here, van die betekenis van u genade. Here, daar's baie mense wat baie seer het, baie trauma. Daar's oud mense, daar's jong mense, daar's kinders, daar's gewone mense, Here, daar's gebroke mense. So kom ons elkeen met ons eie unieke verlede, ons hede, Here, maar ook ons drome oor die toekoms. Dankie Here vir die kerk. Dankie vir die kerk waarvan u Here die hoof is. Ons die lede is. Maar dankie Here ook vir gewone gelowiges daar buitekant en ook hier binnekant. Ons gebed is Here dat ons ook in mekaar se lewens sal betekenis gee. Here, mag ons hiervan af weggaan en vir mekaar, Here, hoop gee. U hoop, maar ook Here, u genade. Ja Here, ons is maar bedelaars wat ook maar bedel by u vir 'n stukkie brood. Maar dan Here vir die brood van die ewige lewe. Ek bid vir elkeen 'n baie mooi aand toe. Here, mag ons mooi ry terug huis toe. Ons bid Here ook vir reën, vir water. Here, ons nood is so groot. Maar dankie Here vir waar reën geval het. Here, mag gaan nog reën val op die regte plek en die regte tyd. O Heer, vergewe ons sonde asseblief. Dit bid ons in Christus se naam.
Amen. Dankie Martin. Goeienag vir die wat hier is, veilige reis terug, vir die ander wat reeds by julle huise is, rustige nag vir julle.